Hallo, vandag is dag 4. Rots wat in waterkuile verander. Psalm 114 is ons voorlesing. Die wonder van die uittog. Toe Israel uit Egipte getrek het, die huis van Jakob uit 'n volk met 'n vreemde taal, het Juda sy heiligdom geword, Israel sy ryksgebied. Die see het dit gesien en gevlug, die Jordaan het agteruit gewyk. Die berge het rondgespring soos ramme, die heuwels soos lammers. Wat is dit met jou, o see, dat jy vlug? O Jordaan, dat jy agteruit wyk? O berge, dit dat julle rondspring soos ramme, o heuwels, julle lammers. Beef aarde voor die aangesig van die Here, voor die aangesig van God van Jakob, wat die rots verander het in 'n waterplas, die klipsteen in 'n waterfontein. Die vers wat hierby gepas is by die gedeelte wat vir ons uitgeskryf is Psalm 114 vers 7 tot 8. Bewe aarde as die Here verskyn, as die God van Jakob verskyn. Hy wat rots in waterkuile verander, harde klip in fonteine. Vergewe my dat ek telkens bewoer raak wanneer jy 'n beskrywing gee van die wagkamer waarin die pasiënte in 'n hospitaaljurke op bestraling sit en wag. Uiteindelik sê jy mos altyd, kom die gelowige en die ongelowige dieselfde ding oor. Hier sit ons, almal met blou bene. Dis altyd koud buite wanneer mens bestraling moet kry. Almal met oë wat die dood gesien het, almal met die begeerte om bietjie langer te mag leef. Hoeveel keer het jy nie al gesê nie, ek moes probeer uitvind wat die gelowige vrou anders maak as die ongelowige. Wat ons in wagkamers soos hierdie nog enigsins met entoesiasme na 'n medepasiënt sal laat oorleen om te vra, is jy 'n Christen? As jy nie is nie, sal ek jou graag iets aangaande die geheim van die lewe wil vertel. Ons vroue wonder nie net in chemoterapie wagkamers of daar 'n verskil tussen die gelowige en nie gelowige is nie. Ons vra die vraag na die geboorte van 'n Down-sindroomkind. Wanneer jou soetdogter swanger voor jou staan, wanneer die ekonomie vou, jou man 'n ander vrou lief kry, wanneer jy besef jy gaan 'n alleen vrou bly. Die groot woestyn was 'n vreesaanjaende landskap van somber berge, van skere en spelonke, van rotse wat soos God se afvalboumateriaal teen die hange van die berge lê. Daar is 'n soort eendersheid aan die rotse, 'n byna kleurlose valwit, 'n eenderse ruwheid en eenvormige doodsheid. Tog het daar oor baie jare heen water in die groot holtes binne in sommige van hierdie poreuse rotse opgedam. Lewegewende water wat so oneindig baie vir mense wat daar verbygaan kan beteken. Al wat nog was goddelike ingryping, wat rots in waterkuile en harde klip in fonteine kan verander. Ons is anders, omdat die Heilige Gees ons botweg laat weier om dooie rotse te bly. Ons is anders, omdat die ingryping van God sy stem by ons
en die werklikheid van sy teenwoordigheid, fonteine en begemoediging en hoop, van vrolikheid en dankbaarheid, van liefde en goedheid, selfs uit 'n goudgeel kankerleier met blou koue bene kan laat borrel. Ons gebed, laat daar water uit rotse borrel, Here. Ons sekerheid, God wil mens seën deur die blydskap wat uit my borrel. Jy moet 'n lekker dag hê. Sien jou weer.